Gemeente, hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Ons gaan vanoggend 'n verootmoedigingsdiens hou oor die omstandighede wat ons land tans beleef. En as tema het ons vanoggend die inleidende sin van Psalm 51. Here, wees ons genadig. Geliefdes, ontvang nou met 'n biddende hart die seën van die Here. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Omdat God ook ons gemeente Wonderboom op die naam geroep het, en ons aan hom behoort, is daar vir ons genade en vrede in sy naam. Amen. Geliefdes, ons lofsang is Heer, ons dink aan Afrika. Gemeente, ons skriflesing vanoggend is Psalm 51, vers 1 tot 21, en Henry Foster gaan dit aan ons voorlees. Psalm 51, neem tog my sonde weg. Vir die koorleier, Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het, oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg, en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid, diep in 'n mensehart. Laat ek dan diep in my binneste
weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sonde nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van mense verwag, dat die sondaars hulle tot U bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoedigheid. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. O God, laat Sion U liefde en goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir U aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word. Dan sal hulle weer hulle op die altare offer. Geliefdes, kom ons speel vanoggend ons lewe aan die hand van Lukas 18, vers 9 tot 14. Joan de Beer gaan vir ons hier voor. Kom ons speel ons lewe aan die hand van Lukas 18, verse 9 tot 14. Die gelykenis van die Fariseer en die tollenaar. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n Fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die Fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my, sondaar, genadig. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, soos ek aan die begin gesê het, wil ons vanoggend in verootmoediging voor die Here gaan, oor 'n klomp sake wat tans in ons land nie op die pad loop wat dit behoort te loop nie. En dat ons as kinders van die Here ons vanoggend in stilte voor die Here sal verootmoedig en voorbidding sal doen dat hy ons genadig sal wees in hierdie besondere tyd in ons land se lewe. Geliefdes, wat beteken die woord ootmoed in ons taal? Dit beteken onderworpenheid en nederigheid. En as ons die woord hoor, dan dink ons aan ons verhouding met God. Ons gebruik selde die woord ootmoed as ons praat van ons verhouding tot ons medemens. Ons reserveer dit byna uitsluitend vir ons verhouding tot God. Daarom het dit vir die meeste van ons die betekenis van om stil en klein voor God te word, om neer te buig voor sy aangesig en die erkenning van ons afhanklikheid van hom.
maar ook van ons skuld en verkeerdhede voor hom. In hierdie betekenis word dit ook gebruik as ons vandag in verootmoediging voor ons Here God gaan verskyn. Ons wil vandag as ware stil word, tot stilstand kom en ons voor die aangesig van die Here kom stel, daar waar U in U huis is. En ons wil onsself aan hom en sy oordeele vanoggend onderwerp. Maar juis so in nederigheid ons toevlug tot hom neem in ons nood en in die onsekerhede wat ons tans in ons land beleef. Want geliefdes, U sal met my saamstem, ons land is tans in 'n ernstige krisis. Ons beleef tans diepe wantroue onder die verskillende bevolkingsgroepe. Die afgelope tyd het ons die belewenis gehad van selfverryking ten koste van baie inwoners van hierdie land. En dit is steeds aan die orde van die dag, selfs in hierdie COVID-19 tyd. Elke dag lees ons en sien ons in die media dat mense lewens nie baie werd is nie. En ek en U dink, wanneer gaan dit met my gebeur? Daarom het ons land en haar mense genesing nodig. 'n Tyd om voor die Here stil te word. 'n Tyd om na my eie lewe te kyk en die hand in eie boesem te steek en te vra, watter bydrae lewer ek dalk om hierdie situasie nog slegter te maak. Ons moet terugkeer na God toe. Ons land het dit dringend nodig. Daardie klein word voor God moet elkeen self doen. Ons kan vanoggend as gemeente vir ons land en haar mense voorbidding doen. Intree by God en vra, Here, wees ons genadig. Maar ek wil vir U sê, om vandag tyd af te staan en in jou binnekamer in te gaan en met God te praat. Jou saak, die land se saak, in God se hand te kom plaas. En God gee vanoggend vir ons, deur die lewe van 'n Dawid, 'n voorbeeld van hoe daardie verootmoediging voor hom moet plaasvind. Hoe ons moet stil word en klein word en hoe ons lewe terug moet plaas in God se hand. Ons gaan Psalm 51 as basis gebruik in ons verootmoediging voor God. Geliefdes, Psalm 51 is die bekendste van die sogenaamde boetepsalms in die psalmboek. Dit handel oor Dawid se reaksie op die profeet Nathan se veroordeling van sy oorspel met Batseba en die verraad wat Dawid daarna pleeg teenoor haar man, deurdat hy hom op die voorste linies in 'n geveg sit om so aan die einde van sy lewe te kom. Psalm 51 leer vir ons hoe Dawid sy lewe na hierdie gebeure oopmaak voor God en dat hy pleit vir vergifnis en vra of die Here sy verhouding met hom kan herstel. Maar die betekenis van die psalm is nie net vir Dawid se omstandighede nie. Geliefdes, Psalm 51 se boodskap is vir alle tye en in alle situasies wat ons beleef, waar en relevant. Psalm 51 is waar vir ons land en haar mense, waar ons om vergifnis vanoggend voor God kom vra en herstel van verhoudinge tussen ons land en God. En daarom, met die inleidende woorde, wees my genadig, o God,
spreek hierdie psalm die diepste nood van 'n sondaarmens aan. Die behoefte aan 'n herstelde verhouding met ons hemelse Vader, ons Skepper, die een wat alles vir ons moontlik maak. Geliefdes, en dan, na hierdie inleidende sin volg die res van hierdie gebed van Dawid. 'n Gebed, as jy dit mooi lees en luister, vol verootmoediging is. En die basis van sy gebed om vergifnis en herstel van sy verhouding met God word in God se troue liefde en groot barmhartigheid gevind. Die woord wat hier vir barmhartigheid gebruik word, beteken dat 'n mens van God vra dat hy met dieselfde liefde wat 'n ma vir haar ongebore kind het, teenoor ons elkeen sal optree en vir ons in ons elendige situasie en toestand sal verdra en dra en herstel bring. Selfs 'n Dawid, wat in die Bybel die koning na God se hart genoem word, het hierdie liefde in hierdie omstandighede, in hierdie situasie wat hy self voor hom gebring het, in hierdie tyd nodig. Die liefde en die genade wat net God kan gee. Net God kan hierdie herstel vandag vir ons bring, soos hy dit in Dawid se lewe gebring het. As ons verder in die Psalm lees, dan lees ons die volgende raak. Dawid vra met die volgende woorde in sy gebed: wis my oortredings uit. Hy vra met hierdie woorde dat God sy oortredinge uit God se boek van Dawid se lewe sal uitvee, maar ook uit Dawid se lewe vee. En met die woorde wat ons in vers 4 raak lees, die volgende: was my skoon van my skuld, vra hy vir die reiniging van sy binnekant, van sy innerlike lewe, sy geestelike lewe. Vra hy dat die Here sy binnekant sal herstel, sy hart en sy gewete sal skoonmaak en sal suiwer van alle geweld, verkeerde gedagtes wat hy dalk het. Dawid pleit dus by God dat die bewustheid van sy sonde beide uit God se hart, sowel uit sy eie hart, Dawid se hart, sal verdwyn en verwyder sal word. Hy bely sy sonde en sy bewustheid dat God teleurgestel is oor sy doen en late en sy optrede met die volgende woorde in sy gebed: teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd was in U oë. Hy erken daarom ook dat God se oordeel oor hom regverdig is, soos aanvanklik aan hom oorgedra is deur die profeet Nathan. Maar Dawid gaan nog dieper en verklaar dat hierdie sonde deel van sy menswees van elke dag is. En daarvan kan 'n mens net verlos word, sê hy, deur God se genade. En dit besef hy terdee. Sonde is dus ook nie net 'n uitsonderlike gebeurtenis nie, soos in die sonde met Batseba te sien is nie. Maar geliefdes, dit kom veral in verbreekte verhoudinge met God na vore, sowel as in verbreekte verhoudinge en gedrag teenoor ons medemens. Hierteenoor word die wonder van God se betrokkenheid by mense reg van die begin van hulle bestaan af deur die Bybel duidelik uitgespel. Dit vorm dus die agtergrond vir die gebed om herstel van sy verhouding met God en sy naaste. Dat hy weet dat God elke dag met vol liefde by sy kinders is. Net soos die sonde van die begin af 'n woord in mense se lewens spreek, so spreek God ook van die begin van die mens se lewe 'n woord van liefde, van omgee, van 'n vader wees. En dit is waarvoor Dawid vra. Dat God diep in Dawid se binneste weer vir hom God se wil sal bekend maak.
Hom help om opregtheid diep in sy hart weer terug te kry en reg voor God en elke mens te lewe. Daarmee erken Dawid dat opregtheid 'n gawe is, 'n geskenk van God is. Dat die vermoë om te doen wat God wil 'n werk is wat God laat plaasvind in ons harte elke dag. Ons moet dit net raak sien. Let op dat hy vra dat God die sonde weg sal neem, waarmee hy waarskynlik vir meer vra as maar net die sonde met Batseba en haar man. Hy wil van sy sondigheid totaal verlos word. Iets wat ons weet in ons tyd in Jesus Christus regtig volledig moontlik geword het. Hy wil weer die blydskap en die vreugde van God se teenwoordigheid geniet, deurdat God aan die een kant nie meer agslaan op sy sonde en skuld nie, maar aan die ander kant weet en vir hom gee 'n rein hart, 'n nuwe gees en 'n opregte en 'n standvastige eie Dawid. 'n eie Dawid wat God ken en God alleen dien. Dan sal Dawid God weer met toewyding kan dien en sal hy ander sondaar mense kan leer wat God van 'n mens verwag, wat hy met die volgende woorde in sy gebed opsom, dat sondaars hulle tot U sal bekeer. Geliefdes, vergifnis lei dus tot 'n verhouding met God. En uit daardie vergifnis lei dit tot 'n bediening. Die bediening van die omgee en die liefde van God. Die bediening van die goeie nuus van ons Vader aan elke mens in ons lewe. Ek wil hê dat ons nou aan die hand van Dawid se gebed om vergifnis en herstel voor God sal stil word. En dat ons elkeen vandag na hierdie erediens 'n tyd sal inruim om as gesin of as individu in jou binnekamer alleen voor God te verskyn. Daarom moet ons nou stil en klein word voor God. Ons moet ons neerbuig voor sy aangesig. Ons moet hom erken as die skepper van ons land en sy mense. Ons moet ons skuld voor hom bely. Ons moet ons land se skuld voor hom bely. Ons moet vir God vra om my hart en my lewe rein te maak, sodat ek en die hele land in die volheid van sy plan vir Suid-Afrika in die res van 2020 kan inbeweeg en kan weet, my verhouding met God is weer suiwer, is opreg, my sonde het hy my vergewe. Ek wil ook hê, broers en susters, dat ons verootmoediging gaan doen aan die hand van die 10 gebooie as ons slotgebed net nou. Nadat ons klaar na hierdie preek geluister het, word stil, word klein, luister na wat God sê, en ons land sal sy seëning ontvang, as ons hom weer deel van ons lewe maak. Mag God ons daartoe lei, van nou af, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons verenig in 'n gebed vir ons hemelse Vader. Ons hemelse Vader, ons as U kinders is elke dag bewus dat U van ons verwag om in die woorde van die eerste gebod te lewe. Ons mag geen ander gode voor U aangesig hê nie. Here, ons het in ons lewe van amper alles afgode in ons tyd gemaak. Wees ons genadig en help ons om van daardie afgode af te sien en U, die enigste ware God, weer deel van ons lewe te maak. Help ons om as land en haar inwoners
weer terug te keer na U toe. Mag ons in hierdie afsonderingstyd dit 'n tyd van bekering maak, 'n tyd van terugkeer na U toe, omdraai van die verkeerde weë, 'n tyd van nuwe toewyding maak, 'n tyd maak van 'n soeke na U wil in ons lewe. Vader, 'n tyd van nuwe gehoorsaamheid aan U en U woord. Mag ons geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van enigiets en dit in ons lewe vereer of aanbid of verafgod of in U plek stel nie. Vader, help ons om U naam met eerbied te gebruik en nie as 'n stopwoord in ons allerlaagste taal gebruik nie. Mag ons opstaan vir U naam in geselskap, waar U naam misbruik en gelaster word. Here, dankie dat ons elke dag die geleentheid het om U vrylik te aanbid, al dreig die vyand en U teenwoordigers ons altyd. Ons sê ons is 'n Christenland, maar gedenk die rusdag wat U vir ons geskep het, nie meer so nie. Help ons om hard te werk en op 'n eerbare manier ons brood te verdien. En Vader, uit dit wat ons verdien, die nood van ander raak te sien. Ons beleef korrupsie en sameswering, selfverryking en steel in die hoogste graad, tans in ons land, deur haar eie mense. Respek vir ouers, vir meerderes, vir gesag, is nie meer aan die orde van die dag nie. Elkeen doen net wat hy wil en hoe hy wil. Die seer is dat kinders nie meer respek vir hulle ouers het nie. Daar's ouers wat deur hulle kinders vermoor word, vernietig word. Dissipline en respek op alle lewensterreine bestaan amper nie meer nie. Ons het ons respek vir die owerheid en haar strukture verloor, oor die wanbestuur, die oneerlikheid en die agendas wat gevolg word. Here, as staat is daar nie meer hulp aan landsburgers wat in nood is nie. Ons beleef dit daagliks dat dit 'n rasgedrewe ding geword het in ons land. Ons land word elke dag deur sinlose moorde, kapings, inbrake en diefstal geskit. Lewe in ons land het geen waarde meer nie. Daar's soveel families wat se lewens stikkend is. Huwelike wat aan 'n einde kom op 'n baie lelike manier. Losbandigheid wat hoogtyd vier. Jong mense, kinders wat verward is oor wat reg en verkeerd is. Om die leuen te versprei is die norm. Die regstelsel het sy krag in hierdie land verloor. Here, daarom kom ons as gemeente in skaamte en in nederigheid om voor U klein te word. Ons kan maar net soos 'n Dawid van oud sê, Here, wees ons genadig. Here, verhoor ons gebede. Ons wil ook voorbeding doen vir ons medemens wat swaar kry, wat tans dalk hulle werk verloor het. Die mense wat amper elke aand gaan honger slaap, oor koue harte wat ons vir mekaar het, oor 'n klomp sake, finansiële kommer oor die toestand van ons land, finansiële kommer oor die besighede wat gaan sluit en personeel en families wat sonder inkomste sal wees. Ons bid vir almal wat siek is, Here, watter siekte hulle ook al ondergaan. Ons bid dat die kerk ook in hierdie tyd die draer van hoop sal wees, van die ware hoop in Jesus Christus alleen. Ons bid en vra dat U, Here, sal voorsien in alle pogings om mense in nood by te staan.
Ons bid vandag vir ons mediese personeel, gesondheidswerkers, verpleegers, vir al die wetenskaplikes wat soek na middels om siektes te genees. Bid dat U die groot geneesheer hulle pogings sal seën. Ons bid vir die ekonomiese krisis, nie net van ons land nie, maar van die wêreld. Here, net U kan uitkoms bring op U tyd en op U voorwaardes. Here, hoor en verhoor ook nou die behoefte of die gedagte wat in elke ander mens se hart na vore kom. Ons sluit ons gebed af soos Dawid in die Psalm bid. Wees ons genadig, o God, in U troue liefde wis my oortredings uit. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. In Jesus se naam vra ons dit alles kinderlik. Amen. Geliefdes, kom ons sing as slotsang vonk 404 vers 1 en vers 5. Gemeente, ontvang met 'n biddende hart die seën van die Here. Mag die Gees aan julle wysheid en insig gee, sodat julle God se wil duidelik sal ken. Mag julle tot eer van die Here lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke. Mag julle toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Amen. Geliefdes, ons wegsendingslied is gesang 308. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei al Heer,
met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer, al my kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon, rig my wil, gevoel en daad, altyd na die wyse raad.